Goeiedag en baie welkom by die program Ontsluit die Woord. Vandag gesels ons oor die Heilige Gees en ons gesels oor hoe die Heilige Gees in ons lewe vir ons help om deur die tye waarin ons is te gaan en hoe ons in hierdie tye kan staatmaak op die belofte dat die Heilige Gees in elkeen van ons se lewe werksaam is. My naam is Jaco Pieter en ek wil vandag vir jou uitnooi om hierdie program saam te gaan en saam te ontdek wat ons in die Bybel oor die Heilige Gees leer. Die tyd waarin ons leef, eis baie van ons en daarom het ons as gelowiges nodig om te hoor dat die Here vir ons wysheid, krag en hulp gee. En dit is waarom ons fokus op die werk van die Heilige Gees in ons lewe so belangrik is. So ons moet in ons lewe onthou dat die Here Jesus beloof het dat hy vir ons 'n spesiale helper sal stuur. En ons weet vandag dat hierdie spesiale helper uitgestort is tydens Pinkster. Die wonderlike is dat die Heilige Gees ons in ons swakheid bystaan en ons in die volle waarheid lei, wysheid gee en salf tot diens in die koninkryk van God. Ons moet egter onthou dat ons 'n verantwoordelikheid het om in 'n lewende verhouding met God te leef, wat tot aksie kom as ons gehoorsaam is aan Jesus se roeping om sy getuies te wees tot aan die uithoeke van die aarde. Die Heilige Gees gee ons die nodige krag om hierdie opdrag met vrymoedigheid uit te leef. Mag jy opnuut die werking van die Heilige Gees in jou lewe ervaar, soos wat jy die Heilige Gees beter leer ken. Jesus sê in Johannes 14 vers 16 tot 20, ek sal my Vader vra om vir julle 'n spesiale helper te stuur. Dit is die Heilige Gees wat alles doen soos God dit wil hê. Die Gees sal altyd by julle en in julle wees. Die Gees sal nie na mense toe kom wat nie vriende met God is nie. Sulke mense sal nie eers weet die Gees is daar nie. Hulle sal nie aan die Gees eens hulle steur nie. Maar ons weet dat die Heilige Gees 'n spesiale helper is. Ons weet dat die Heilige Gees ons in ons swakheid bystaan, soos ons ook lees in Romeine 8 vers 26 en 27, dat die Heilige Gees vir ons met woorde intree wat ons self nie kan uiter nie. Ons lees in Johannes 4 vers 7 tot 15, wanneer Jesus met die vrou by die put praat, vra hy vir haar, waarom vra hy die vraag? Jy vra die snaakse vraag omdat jy nie weet wie ek is nie, sê Jesus. As jy geweet het, sou jy dadelik vir my water gevra het en ek sou vir jou spesiale water gegee het. Die vrou antwoord natuurlik vir Jesus en sê die put is baie diep. Jy het nie eers 'n emmer en 'n tou nie. Hoe dink jy gaan jy die water in die hande kry? Jakob het al hierdie water geskep vir hom en sy diere. Daar's nie ander water hier nie. Jy kan tog nie water iewers anders vandaan kry waarvan hy nie eers geweet het nie. Jesus sê dan vir haar, as jy die put se water drink, sal jy na 'n rukkie weer dors word. Maar as jy die water drink wat ek vir jou gee, sal jy nooit weer dors word nie. Dit sal wees asof daar 'n kraan binne-in jou oopgedraai word. Hierdie borrelende water sal jou vir ewig en altyd laat lewe. En dan sê die vrou, ek wil so graag van daardie water hê, dan sal ek nooit weer dors word nie en ek nie weer water hoef te kom haal nie. Dan word hierdie vrou natuurlik die eerste sendeling in die Nuwe Testament wanneer sy die strome lewende borrelende water in haar lewe ervaar en as Jesus vir haar hierdie strome lewende water gee. En ons weet dat die Heilige Gees vir ons hierdie borrelende lewe gee in ons innerlike lewe en daarom moet ons soos hierdie vrou of vandag vir die eerste keer 'n absolute besluit maak om te sê, Here, ek wil ook van hierdie water drink. Of ons moet sê, Here, ek is u kind en ek begeer my lewe lank om al hoe meer u lewe in my te ervaar. En dat ons ook vandag kan kom by 'n punt om te sê, dat Here genees vir ons ook, soos u hierdie vrou genees het, in ons geloofslewe, waar ons dit ook al nodig het. Ons lees dan ook in vers 16 tot 26, as Jesus weer aan die woord kom, dit gaan nie saak maak waar die kerk staan nie. 'n Mens sal God oral kan aanbid. En die Samaritane ken nie regtig vir God nie, sê Jesus, maar die Jode ken hom, want die tyd is nou ryp dat julle gaan leer wie God regtig is.
Van nou af sal julle op enige plek met God kan praat. Julle moet dit opreg doen. Die Heilige Gees sal julle help, want God is Gees en daarom wil hy dit so hê, sê Jesus. En dan kom hierdie vrou, sy word die eerste sendeling en sy gaan vertel vir die Samaritane wie Jesus is. En dan sien ons hierdie eerste sendeling in die Nuwe Testament, hoe die Heilige Gees haar help om as 'n vrou wat nie status het nie, te gaan en vir 'n klomp mense te gaan vertel wie Jesus is. En dan die vrug op haar werk kan ons ook van lees, want baie mense kom dan tot geloof op grond van wat hierdie vrou vir hulle vertel. Dink vir 'n oomblik na aan die wonderlikste belofte in die Bybel waaraan jy kan dink. Een natuurlik waaraan ek jou vandag kan herinner as ons oor die Heilige Gees praat, is wat ek al reeds vir jou genoem het, Handelinge 1 vers 4 tot 8, waar Jesus ons beloof dat die Heilige Gees sal kom. En dan natuurlik ook Esegiel 36, ons leer van die harte van vleis wat ons sal kry, dat die Here vir ons met 'n sagte hart sal verander, laat ons 'n nuwe hart sal hê, 'n nuwe gees sal hê, en dat ons aan hom sal behoort en hom sal aanbid. En dan natuurlik moet ons ook onthou die belofte wat ons het in Joël hoofstuk 2, waar dit vir ons so duidelik gemaak word dat die Gees uitgestort gaan word en dat die Gees 'n realiteit gaan wees en dat die Gees in die ou mense en jong mense se lewens 'n groot verskil gaan maak. En jy kan saam met my blaai na Joël hoofstuk 2 toe en ons kan hier lees van vers 12 af, waar die Here sê, kom met julle hele hart terug na my toe, vas, huil en treur. En dan veral vers 13, skeer julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here God toe, hy is genadig, barmhartig, hy is lankmoedig en vol liefde, en hy is bereid om straf te herroep. Wie weet of hy nie straf sal herroep, of waar hy weer voorspoed sal gee nie. En dan word die volk opgeroep om weer na die Here toe terug te keer. En ons lees dan die belofte wat ons van kry in vers 28 in hoofstuk 2. Wanneer dit alles gebeur het, sal ek my gees laat kom op al die mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Ou mense sal drome droom en jong mans sal visioene sien. In daardie tyd sal ek my gees laat kom selfs op die wat nie in aansien is nie. Ek sal tekens gee in die hemel en op die aarde, bloedvuur en rookwolke. En dan elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En hier sien ons ook die impak wat die Heilige Gees in mense se lewens sal hê as hier gepraat word in Joël 2. Ons praat hier van drome en visioene en ons lees van profete. En dit is natuurlik wat ons ook van lees en wat ons sien in die Nuwe Testament, is dat die profete en die mense wat met die gawes funksioneer en hoe elkeen van hulle in die koninkryk van die Here dit laat gebeur wat in Joël 2 vooruitgesê was. En dan lees ons natuurlik ook in Johannes 1 vers 33 tot 34 'n ander belangrike aspek van die Heilige Gees wat natuurlik saamgaan met die uitstorting van die Heilige Gees, en dit is die doop met die Gees. En daar's 'n groot vraag tussen die doop met die Gees en doop met water. Ons lees in Johannes 1 vers 33 tot 34 dat Johannes die Doper sê, daar is die lam van God, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En dan sê Johannes, hy doop maar met water en hy's nie werd om Jesus se skoene vas te maak nie. En dit leer vir ons hoe belangrik dit is om te weet dat Jesus met die Heilige Gees doop, dat dit Jesus is wat die Heilige Gees in ons lewens uitstort, dat Jesus die een is wat vir ons die Heilige Gees gee. En dit is so wonderlik om te weet dat die Heilige Gees in elkeen van ons se lewe werksaam is en dat die Heilige Gees vir ons doop. Daar's 'n baie mooi voorbeeld om die waterdoop en die doop van die Heilige Gees mooi uiteen te sit. Doop met water is soos afwassing. Dit is aan die buitekant. Dis wanneer jy iets skoon was wat vuil is. Doop met die Heilige Gees kan vergelyk word met 'n pekel-ei. 'n Ei word in pekelwater gesit en met die tyd
word die ui al meer deur die pekelwater geïnfiltreer tot op so 'n punt dat ons dit 'n pickled onion noem of 'n gepekelde ui. So wat ons dan weet is dat die doop met die Heilige Gees vir ons maar op dieselfde manier in ons lewe van binne af deursypel en ons hele lewe kom verander en word ons eintlik soos die gepekelde ui en word ons dan al meer soos wat die Heilige Gees wil hê ons moet wees. As ons dan kyk na die belofte van die Heilige Gees, as ons kyk hoe Jesus die Heilige Gees op elkeen van ons uitstort en binne in ons laat lewe en werk in sy krag, dan kan ons mooi verstaan waarom die gemeente in Handelinge 1 vers 43 tot 47 so effektief kon groei. Want nadat hulle die Heilige Gees ervaar het en absoluut net op die impak van die Heilige Gees gereageer het, gebeur daar in hulle midde dan wonderlike goeders, eenvoudige dinge, eenvoudige goed wat die samelewing nader trek aan hulle. Eenvoudige dinge wat maak dat die samelewing by hulle wil aansluit. Die gemeente het elke dag, daagliks, het hulle die ete van die Here gevier. Hulle het saam by mekaar gekom en wat hulle gehad het met mekaar gedeel. En ons weet dat dit in ons lewe net so belangrik is, dat ons hierdie gemeenskaplike maaltyd met mekaar moet hê. Hierdie gemeente het natuurlik hulle toegelê op die leer van die apostels, die ouens wat die kerk begin het, die groot geloofshelde waarvan ons in die Nuwe Testament lees, en dan natuurlik ook die onderlinge verbondenheid, hulle verbondenheid aan mekaar, en hulle het saam geëet en hulle het saam gebid. Die eienskap van 'n kerk waarop die Heilige Gees uitgestort is dan in vers 42 van Handelinge hoofstuk 2 te vind. En hierin kan 'n mens sien dat wanneer die kerk dit doen, dat die kerk sal groei en dat die mense graag by die kerk sal wil aansluit. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, lees ons in Handelinge 2 vers 43, en dit het almal met diep ontzag vervul. Dit was nie 'n populêre of populariteits kompetisie oor wie die meeste wonders en tekens doen of wie die beste superpastoor of dominee was nie. Vir hulle het dit gegaan oor God en al die wonders en tekens wat plaasgevind het, was direkte werk van die Heilige Gees. En dis waarom die samelewing met ontzag vervul was, want hulle het die werkinge van God gesien. En ons moet dit onthou, ons moet dit in die perspektief sien van hoofstuk 2 vers 42. En dan sien ons die gelowiges was eensgesind en hulle het vir mekaar versorg. Hulle het saam geëet weer, lees ons in vers 46. Hulle het met blydskap en eenvoud geëet, hulle het God geprys en die volk was hulle goedgesind gewees. En hierin leer ons dan wat die impak is, wat die gevolg is van die Heilige Gees wat uitgestort is. En vir ons in ons lewe vandag beteken dit eenvoudig dat ons moet toespits op die dinge waar op die eerste kerk hulle self toegespits het. Die bymekaar kom om net saam te bid, die bymekaar kom om te deel, die bymekaar kom om gawes so aan te wend dat die gemeente opgebou word. En wanneer die eenheid van 'n gemeente so opgebou word deur die werking van die Heilige Gees, dan trek dit uit die aard van die saak mense uit die gemeenskap nader, want daar word die gemeenskap van die Gees dan saam ervaar en saam gevier. En die Heilige Gees se werkinge kom juis na vore in liefde, want Jesus het gesê, wanneer ons mekaar liefhet, sal die mense weet dat ons sy kinders is. En in so 'n gemeenskap waar al hierdie liefde gewys word, sal dit nie anders kan dat mense sê hulle ook deel wil wees aan so 'n liefdesgemeenskap nie. Dit bring ons dan by die vraag oor ons eie lewe en of daar in ons lewe enige struikelblok is wat ons keer om in die volheid van die Heilige Gees te lewe.
dit bring ons by die punt waar ons moet vra vir onsself, wat is die struikelblokke wat ons keer om in die teenwoordigheid van God te reageer op sy gees? Want ons hoef nie iets te doen om in sy teenwoordigheid in te kom nie. Die Heilige Gees woon alreeds in ons en daarom leef ons elke dag in sy teenwoordigheid. Tog kan daar struikelblokke in ons lewe wees wat verhinder dat ons bewus is van die Heilige Gees of dat ons die Heilige Gees heeltemal toelaat of nie toelaat in ons lewe nie of selfs nie hoor nie. En hierdie struikelblokke kan enigiets wees in ons lewe. Dit kan iets wees in ons emosionele lewe. Dit kan iets wees soos 'n trauma of depressie of dit kan wees swaarmoedigheid of laste wat ons op een of ander tyd in ons lewe ervaar. Dit kan iets wees soos onvergifnis. Dit kan iets wees soos jaloesie, woede, bitterheid wat ons keer om in die volle teenwoordigheid van die Heilige Gees te lewe. Selfs 'n onbelyde sonde kan in ons lewe natuurlik veroorsaak dat ons verhouding met God vertroebel en dat ons nie voluit vanuit God se teenwoordigheid kan lewe nie. Daarom moet ons gaan dink, hoe het ons aanbidding van God onder leiding van die Heilige Gees in ons lewe verdiep? Op watter manier het ons in ons lewe met die Heilige Gees gegroei? Dink daaraan, ons is tempels van God se Gees. Die wonderlike nuus is dat dit beteken dat ons heeltyd op 'n baie unieke manier in God se teenwoordigheid leef. Dit is een van die grootste wonders van God se versoeningswerk, dat daar nie meer tempels is waar God se teenwoordigheid in bly nie. Ons is nou God se tempels. Die Gees van God roep ons om elke oomblik van elke dag in God se teenwoordigheid te verkeer. Nie net as 'n blote kennis van God se teenwoordigheid nie, maar veral om in 'n intieme gemeenskap met die Heilige Gees te lewe. Petrus leer vir ons in hoofstuk 2, 1 Petrus 2 van vers 2 tot 5, praat hy van pasgebore babietjies wat opgroei en dan lewende stene wat opgebou word tot 'n geestelike huis. Dit leer vir ons dat God 'n groter plan vir ons lewe het, bloot as net om te sê ons is gered. Met ander woorde, nadat ons gered is, het die Here 'n groot plan in ons lewe. So in die begin is ons soos pasgebore babietjies, maar later word ons lewende stene wat opgebou word in 'n geestelike huis. En die geestelike stene wat ons van deel is die liggaam van Christus. Dit is waar ons in die liggaam van Christus lewe en funksioneer. En dit is waar die Heilige Gees in aksie is. So gaan dink bietjie vir 'n paar oomblikke, watter vers of verse het die Heilige Gees in jou lewe vir jou al duidelik gemaak of vir jou lewend gemaak? Want vir ons gaan dit dan daaroor, as ons lewende stene is in God se gebou in sy liggaam, dan is die Heilige Gees mos in aksie in elkeen van ons se lewe. En ons weet dat die Bybel die bron is waardeur God met elkeen van ons kommunikeer. Die Heilige Gees ontsluit God se woord binne in die konteks van die Bybel oop, sodat elkeen wat die Bybel lees, die Heilige Gees toelaat om kragtig die woord te gebruik om ons aan te raak en te seën. Die woord wat deur die werking van die Heilige Gees lewend gemaak is, neem die skanse van verskonings weg waagter ons dikwels skuil. Die Heilige Gees het die fokus om ons in ooreenstemming met wat ons gelees het, natuurlik in die Bybel te verander, dat ons al meer vernuwe om die beeld van ons Skepper aan te neem. Die keuse om vir God bo alles te kies en te gehoorsaam is natuurlik die tree wat ons gee na 'n totale oorgawe elke dag as ons opstaan, dat die Heilige Gees die woord van God in ons lewendig kan maak, dat die woord van God in ons lewe, die woord in aksie kan wees. Die Heilige Gees help ons om die woord in teenwoordige tyd te lees en om die inhoud vir vandag vir ons toe te pas, omdat dit op hierdie oomblik persoonlik op ons van toepassing is. As ons verder gaan kyk na die vroeë gemeente en ons gaan sien hoe die gemeente gefunksioneer het en ons blaai na Handelinge 4 vers 23, dan lees ons verder hoe die Heilige Gees vir die vroeë apostels gehelp het in hulle werk. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is
het hulle na die medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en familiehoofde alles vir hulle gesê het. Nou ons weet dat Petrus en Johannes gevang was omdat hulle die evangelie verkondig het, maar hulle het toe gaan vertel vir al die mense en toe hulle dit hoor, het hulle saam tot God gebid en gesê: Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En U het die Heilige Gees, deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid gesê: Waarom gaan die nasies so te kere en waarom bedink hulle nietelose dinge? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die gesalfde. En dan bid hulle en sê: dit is wat in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidene nasies en die volk Israel saamgespan teen die heilige dienaar Jesus wat deur U gesalf is. En hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat U dienaars met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Laat U hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was geskud. Hulle is almal met die Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God gaan verkondig. En in hierdie gedeelte leer ons hoe belangrik dit is om te bid, want weer eens sien ons die getuienis van die vroeë kerk, geloof in aksie, gebed in aksie. En saam met die gebed herinner hulle die Here aan die belofte wat hy vir hulle gegee het en ook natuurlik wat die Heilige Gees al in die verlede gesê het oor die wêreld wat de mekaar is. En ons kan in ons tyd vandag maar dieselfde sê, dat ons wêreld is vandag maar op dieselfde manier maar nog deur mekaar. En daarom kan ons hierdie gebed van die vroeë kerk saam met ons vat. Kyk Here, hoe dreig hulle ons en gee dat U dienaars met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Laat U hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus. En genesing vind plaas waar die Gees van God werk, waar die Gees van God toegelaat word. Daar vind in die eerste plek geestelike genesing plaas. Daar vind genesing plaas op 'n vlak wat ons nie met die blote oog kan sien nie. Die genesing wat daar plaasvind is 'n genesing van ons swakheid, van ons sonde en ons gebrokenheid as mense en al die ellende wat ons in ons eie lewe veroorsaak of in ander mense se lewens en selfs ons diepste en donkerste worstelstryd waarvan slegs die Here weet. Dis daar waar die Here vir ons kom aanraak en vir ons genees en vir ons innerlik kom krag gee. Ons lees natuurlik hier in Handelinge 4 dat hierdie genesings ook fisiese genesings was, dat mense ook fisies gesond geword het. En natuurlik kan ons ook vandag daarvan getuig oor hoe mense gesond word en hoe die Here mense genees binne sy wil en dat hierdie wonderwerke plaasvind op grond van hoe God dit bewerk en dat ons as mense dit nie kan bewerk nie. Het jy vandag genesing nodig? Het jy genesing nodig in jou innerlike mens? Het jy genesing nodig fisies? Vat dit na die Here toe en los dit by die Here. Los dit in sy teenwoordigheid, daar waar jy is, want jy leef in sy teenwoordigheid. En dan sien ons dat daar tekens en wonders plaasgevind het deur die naam van U heilige dienaar Jesus Christus, net soos wat hulle dit gebid het. En hierdie werke wat plaasgevind het, is deur die naam van Jesus, deur die naam van Jesus plaasgevind. En ons leer hier dat hierdie dinge slegs kan gebeur wanneer daar vervulling met die Heilige Gees is. En ons weet in hierdie vroeë kerk, lees ons in hierdie gedeelte ook die plek waar hulle bymekaar gekom het geskud en elkeen van hulle is met die Heilige Gees vervul. En daarna het hulle met vrymoedigheid die evangelie gaan verkondig. En hierdie vrymoedigheid in Engels is boldness of met ywer of met baie vertroue, vreesloos. En dit is die manier wat Paulus ook die evangelie gaan verkondig het toe hy na die verskillende gemeentes toe gegaan het. Hy het 'n vrymoedigheid gehad, hy het vir niemand teruggestaan nie, want omdat hy so vervul was met die Gees, kon hy nie anderster as om te praat oor die Here nie, kon hy nie anderster as om die goeie nuus te deel nie. Vir my en vir jou vandag beteken dit natuurlik dat ons moet besef dat ons eintlik op 'n manier ook soos Paulus is,
omdat die Heilige Gees vir elkeen van ons gevul het en omdat ons vervul is met die Heilige Gees. En daarom kan ons deur gebedstoewyding weet dat die Here in ons lewe manifesteer deur sy liefde, deur sy Gees wat in ons is, dat hy vir ons innerlik optel, dat hy vir ons innerlik krag gee, maar dat ons ook die verantwoordelikheid het om saam ander gelowiges te gaan bid, om die teenwoordigheid van sy Gees in ons lewe 'n realiteit te maak. Maar dat dit verder gaan na dade toe, om saam mense te eet, om na ander mense te kyk, om mense te versorg, om vir mense om te gee, en dit op so 'n manier te doen dat ongelowiges se aandag daardeur getrek sal word, omdat dit so gefokus is op die Here, dat die mense die Here raak sien deur ons dade. En mag ons so getuienis hê, mag ons op so 'n manier in hierdie week wat ingaan onder leiding van die Heilige Gees lewe, en mag ons op so 'n manier die vrug van die Gees dan ook in ons lewe wys deur gesonde dissipline, gesonde geestelike dissipline, en mag die genade van ons Here Jesus vir ons hiermee help. Ek bid regtig vir jou dat jy in jou lewe na vandag se program weer opnuut jouself kan oorgee aan die Here en jou volkome onder beheer van sy Gees stel. Die genade van ons Here Jesus Christus is met jou. Jy moet 'n lekker dag verder hê.